Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Okito Greik en 'n bietjie later in die program sal Andrew Poolman by ons aansluit om die nuutste of die hoogtepunte van die sport oor die naweek te deel. Vandag is die 20ste April 2026, dis 'n maandag. Ek en Irene Marie sal ook bietjie die nuus uit Republikeinse binneblaaie van môre bespreek en natuurlik sal ons by die weer inloer. So bly by ons. Daar is nog baie om oor te klets hier op Klets Kompas. Welkom terug in die ateljee en hier met my is Irene Marie van der Walt. Hoe gaan dit, Irene Marie? Oké, dit is maandag, ons gaan aan, ons kap aan, laaste week voor Payday. Ja, en soos ons nou daar by die kiekies gesien het, ons land is pragtig, is dit nie? Pragtig, Jesus. Weet jy, een van die mooiste dele op die oomblik is daar by Witvlei. Ek was nou die naweek daar en ek het gaan kuier daar by die boerevereniging wat Saterdag hulle 100 bestaansjaar gevier het, dag en datum. Ek het 'n kort videoetjie gemaak saam met Dr. Hannes Himan, waar hy bietjie vir ons verduidelik wat sou gebeur. En kom ons kyk gou daai videoetjie. Goeiemôre julle almal. Ek is Hannes Himan, ek is voorsitter van die 100 jaar reëlingskomitee van Witvlei se 100 jaar eeufeesvieringe. Ons het vandag die besonderse voorreg dat hierdie boerevereniging van ons is presies 100 jaar gelede op dag en datum gestig in 1926 en vandag gaan ons hierdie heuglike gebeurtenis gaan ons vier hier in Witvlei en ek dink dit getuig van absolute deursettingsvermoë, ondersteuning en geloof in ons liewe Vader wat vir ons tot hier gebring het en dit is hoekom ons as boerevereniging vanaand dit in ons saam vier hier as lede en as oudlede, oudvoorsitters en saam met ons borde. Kan ek so 'n bietjie nader vat, die net kyk hier van ons ou dokumentasie. Dis 'n offisiële koerant. Ek dink is 1932 of 33 sin as ek dit nie mis het nie. En so 'n bietjie van ons mooi goede hier wat ons voorberei het vir vanaand se funksie. En soos julle daar gesien het, hulle die boerehuis daar op Witvlei baie fraai gemaak en na die toesprake die aand was dit 'n lekker tyd wat hulle geniet het. Ook in die nuus in môre se Republikein is daar 'n berig oor Nampol en hulle se standpunt, hulle duld nie korrupsie nie. Dit is nou die inspekteur-generaal Joseph Shikongu wat 'n paar harde woorde gedeel het, maar ek dink ook baie waar woorde wat hy gesê het, jy weet, polisiebeamptes kan nie klein salarisse of hulle vergoeding blameer vir korrupsie nie. Jy weet, hy sê geld gaan nooit genoeg wees nie. Jy kan na miljonêers toe gaan en hulle sal nog steeds vir jou sê hulle het nie genoeg geld en hulle soek nog geld. So hy sê dit kom vir hom neer op integriteit, dat jy nie korrupsie pleeg nie, en as jy jouself skuldig maak daaraan, dan sal jy tronk toe gaan en jy sal ontslaan word uit die polisiemag uit.
wat ek dink is reg en dit nou met die polisiehoof van Malawi wat verlede week hier in Windhoek op besoek was. Ja. En hy het dit toe ook beamoen en gesê jy weet dit gaan oor integriteit en as jy nie integriteit het nie, moet nie deel van die polisie mag word nie. Gaan word 'n sakeman of iets waar jy gaan geld maak. Maar as jy nie integriteit het nie, dan hoort jy nie in die polisie mag nie. Ek dink dis 'n baie ware boodskap en 'n baie nodige boodskap. Ja, absoluut. Veral daar's toenemende ek wil amper sê burgerberigte, mense wat berig dat die polisie korrup is, dat hulle omkoopgeld aanvaar en Shikongo het ook gesê daar is gevalle. Hy sê dis die minderheid van gevalle, maar daar is gevalle waar dit gebeur en daar is gevalle waar die polisiebeamptes met misdaadkringe saamwerk en misdaadnetwerke. Wat vir my hartseer is en dis een ding wat ek nog altyd baie respekteer het van ons huidige inspekteur-generaal, is dat hy vir jou sal sê, ja, dit gebeur. Jy weet, jy kry baie publieke figure wat vir jou eenvoudig sal sê, ja, ons weet daarvan nie, ons weet daarvan nie. Maar die feit dat hy kan sê, ons weet dit gebeur en as ons dit sien, dan sal ons dit nie duld nie. Jy sal ontslaan word, jy sal as jy skuldig bevind word in die tronk gaan sit. Dis goeie nuus. Watter ander nuus kan jy met ons deel uit ons binneblye vir môre? Daar's ook Sam Nujoma se kantoor word nou gesluit. Stigterspresident Sam Nujoma se kantoor word gesluit. Maar dit word in 'n erfenismonument omskep. Okay. So hulle sê al die faktures, al die dokumente, al die werk van sy kantoor is aan die nasionale argiewe oorhandig, deur sy boedel wat nou die Sam Nujoma Stichting is. En dan gaan hulle dit nou al omskep in hierdie erfenisgebou ter ere van Sam Nujoma. Okay. Een vraag wat vir my daar ontstaan het is wat gebeur nou met Hage Geingob se kantoor? Dit sal seker na tyd ook dieselfde pad volg. Gaan ons dan nou vir elke presidente? Kyk, ek dink as ons nou praat oor Sam Nujoma, hy was ons stigterspresident, die vader van die nasie, is sy amptelike titel. Ja. So daar is rede daarvoor. En as ons praat van Hage, hy het merkwaardige invloed gehad en regtig ons land op die huidige koers geplaas. Veral wanneer dit kom by internasionale betrekkinge. En by hernubare energie wat ek dink 'n groter en groter rol gaan speel vir die hele wêreld, maar ook spesifiek vir Namibië. Maar ek hoop daarom dat skoolkinders en jong mense en almal verniet toegang sal geniet en ook nie te veel moet buk en ja en amen om in te kan kom. Ja, dit is vir my so ongelooflike belangrike, soos ek is nou op koers om binnekort hopelik 'n paar dae in Johannesburg deur te bring vir werk en toe sê ek oor die naweek vir my vriendinne, ek wil eintlik baie graag Hillbrow toe gaan. En hulle kyk toe vir my, hulle vra wat het hier nou gemaak? Maar dis geskiedenis. Dit is geskiedkundig baie 'n belangrike deel van, jy weet, die apartheidregering dat slegs blankes daar toegelaat is en dit was 'n blanke area. Toe word dit nou nie en dit het toe nou 'n sekere verandering ondergaan. En ek wil dit sien en dis vir my nog meer so met Namibië is ek wil na ons museums toe gaan. Ek het in ons onafhanklikheidsmuseum sê wat jy wil van die koffiemasjien en die Lothar von Trotha op die muur wat nie von Trotha is nie, maar is burgemeester Franke van Omaruru. Sê wat jy wil, maar dit was my ongelooflik insiggewend en dit het my heeltemal as mens in my wese verander om so kyk te kry na Namibië se geskiedenis. Jy weet, ek was altyd half iemand wat gevoel het, ag jene, kom nou oor die volksmoord, is nou 100 jaar later, jy weet, beweeg nou aan. En toe ek dit sien, toe ek daai foto's sien van die onthoofde mense, en jy weet, ek staan in my museum waar my land se mense se geskiedenis hier is en ons kan nie eers self daai gebeure hier hê nie, dis in Berlyn iewers. Dit het my hart gebreek en dit het my siening oor die volksmoord heeltemal verander. Dis baie onnagterende. Baie natuurlik, soos wat jy sê. So dis my baie nodig dat ons plekke het om heen te gaan, om te gaan leer oor Namibië se geskiedenis, nie net in ons boeke nie. En natuurlik is daar nog baie meer om te lees in môre se Republikein, ook ingesluit baie interessante artikel oor kunsmatige intelligensie
en hoe dit werkgeleenthede in die toekoms sal impak. Maar gaan kry 'n kopie van Republikein en lees gerus en bly by ons is nou net weer terug wanneer Andrew Poelman by ons aansluit om die naweek se sporthoogtepunte met ons te deel. Baie dankie Renemarie. Dankie. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug en oudergewoonte, dis weer tyd om in te loer by die weerkantoor. Kom ons sien wat het die weer in staat vir ons vir Dinsdag 21 April 2026. Ons verwag op Henties Bay, die son sal daar skyn en die grade is van 14 tot 19. Op Soggemoed gedeeltelik bewolk vanaf 16 tot op 17 verwag temperatuur. Walvis Bay vanaf 15 tot 22. Reeword in die binneland is dit sonskyn en 'n bietjie koud vanaf 8 grade tot op 27 vir môre verwag. Keetmanshoop gedeeltelik bewolk vanaf 10 grade tot op 20 grade verwag. Op Loederitz verwag ons ook gedeeltelik bewolkte omstandighede vanaf 14 grade tot op 25. Op Oranjemund vanaf 14 grade tot op 20 en Adamsvlei vanaf 11 grade tot op 19. Dis dan van môre gedeeltelik bewolk daar. Katimo Molilo verwag ons reën. Vanaf 19 grade tot op 29 grade verwag in ag van die temperatuur. Rondo sal ook blykbaar reën kry en die temperatuur sal vanaf 18 tot 31 wees. Op Oshakati is dit gedeeltelik bewolk môre vanaf 18 grade tot op 30. Ruacana sal die son skyn alhoewel die temperatuur begin hier by 15 grade en skiet op tot 33 deur die dag. Tsumeb is gedeeltelik bewolk vanaf 16 tot op 32. Omaruru vanaf 10 tot op 29 sonskyn daar al die pad. Ook sonskyn hier in die hoofstad, alhoewel die oggend koud sal wees met net 9 grade en dan later in die dag op 26 grade en Gebabes vanaf 11 grade tot op 28 sonskyn daar al die pad. Dis dan vir môre, Dinsdag 21 April 2026.
Welkom terug in die ateljee met my nou is Andrew Poolman. Andrew, hoe gaan dit? Ja wat, aan die gang. Mooi. Kom ons skop daarop af met glorie vir African Stars. Ja, so die Namibia Premier Soccer Liga, soos hulle dit noem, wat dan nou Saterdag die einde van die seisoen bereik het. En dan het was so twee spanne wat mekaar nog gejaag het hierso na die einde toe. African Stars wat dan met 1 punt die liga gewen het. So klaargemaak voor Ishoki Chula Chula. So groot oomblik vir hulle. Chula Chula wat vroeër in die seisoen, ek dink hier Februarie maand was 3 punte van hulle afgetrek toe hulle het 'n speler gebruik wat ek dink geskort was of iets en so daai 3 punte wat okay, so hulle is nog steeds hulle toe met die tweede posisie kwalifiseer hulle dan om in die Afrika Konfederasie beker te speel, so Afrika kompetisie vir hulle vir die eerste keer in hulle geskiedenis. So 'n groot oomblik vir hulle natuurlik en dan African Stars wat dan natuurlik in die Afrika Kampioene beker CAF se kampioene beker sal kan meeding. So laaste wedstryd Sondag was dan African Stars teen Ongos gewees en dit was dan African Stars wat daar met 2 doele teenoor 0 gewen het. Doele aangeteken deur Viva Mwende en ook deur Ronald Kechiere. So African Stars wat nou die titel 4 jaar in 'n ry gewen het. So ook natuurlik iets besonders. Ek dink Black Africa wat nou natuurlik baie teruggesak het in 'n baie laer liga is. 'n bietjie interne probleme wat die klub ons maar 'n bietjie verniel het. Hulle het natuurlik toe hulle nou op hulle toppunt was so van die 2010-2011 seisoen van toe af het hulle ook 4 seisoene in 'n ry gewen. So, dit is 'n toppunt vir African Stars. Ja, nee, verseker. Ja, veels geluk. Kom ons gaan vinnig vorentoe na die cricketreeks hier in Windhoek. Ek verstaan dis afgesluit. Ja, so in Namibia wat hierso dan so 3 T20 wedstryde teen Skotland gespeel het. Sondag was dit dan die eerste keer wat Namibia gewen het. Die ander 2 het hulle verloor. Jan Vreiling wat nou daar op die skerm was, hy was dan die speler van die wedstryd gewees. Dit was Skotland wat eerste gekolf het en 186 vir 4 opgestel het in hulle 20 balbeurte, so redelike stewige telling. En een van hulle spelers, hulle aanvangskolwer George Manzi wat 'n 100-tal geslaan het, 108 van 64 balle met 8 vure en 7 sesse. En daarna was dit Jan Vreiling wat nou maar weer so 'n bietjie binne trefafstand gebring het met sy 78 lopies van 53 balle, ook Gerard Erasmus wat goed gekolf het vir 44 lopies van 34 balle en met die heel laaste bal het dan maar weer nog moes hulle basies 'n 6 slaan en dit is toe Dylan Leiger wat toe 'n 6 geslaan het van die laaste bal af en dan maar weer wat toe daai wedstryd met 4 paltjies gewen het, maar Skotland wen dan die reeks 2-1. Ja, maar ten minste het ons op die laaste nippertjie 'n wen gekry. Kom ons kyk bietjie daar, klub rugby. Hoe gaan dinge daar? So die wedstryd wat NTV Saterdag uitgesaai het, was op Rehoboth. United wat daar gespeel het teen FNB Rehoboth Rugby Club. United wat die wedstryd gewen het, 34 punte teenoor 14. United was in 'n stadium hierso net na rustyd was hulle 24-0 voor gewees, so oortuigende oorwinning vir hulle daarso. Ja. En Ben Burger, hulle 8ste man wat daarso een van sy 3, hy het 4-3 gedruk. En dan die ander flank Tiaard Lindveld, hy het ook 2-3 gedruk in daai wedstryd. So as ons vinnig kyk na die ander wedstryde, Wanderers het hierso op hulle tuisveld in Windhoek het hulle teen Dolphin gespeel van Swakopmund, 'n groot oorwinning behaal. 87-19 was die eindtelling daar gewees. So daai pink truie wat Dolphin daar dra, dit is eintlik 'n tweede stel truie van Wanderers. Hulle dis manne van Swakopmund wat hulle truie by die huis vergeet het en anyway, dit is maar goeie oorwinning vir Wanderers daar. Wanderers is dan op die oomblik bo aan die puntelys met 10 punte. In die tweede posisie is dit dan Grootfontein wat ook Saterdag gewen het in Kommersdal teen Western Suburbs 41-17. So Grootfontein se kaptein Wikus Jacobs wat daar 4-3 gedruk het. Ja.
En ja, so Grootfontein het ook 10 punte op die oomblik dan. As ons sien nou Saterdag se uitslaa en dan ja, so met ja, beter punte verskil is dit dan Wanderers wat in die nommer 1 posisie is. So UNAM wat ook Saterdag gewen het 42-24 en na daai wedstryd sal daar so 'n bietjie reperkussies wees vir ja, een van Rio Falcons se spelers wat na die eindvletjie toe die manne nou bladskit het hy opponent daarso met die kop geslaan. Hy sal 'n bietjie aangekla word seker van blykbaar daar was 'n insident vroeër in die wedstryd ook wat hy by betrokke was. So ja, UNAM wat daai speler seker 'n bietjie sal aankla nog. Sjoe, dis al jammer. Vertel ons van die lang fietsreisies, 2000 km. Ja, so dis die race across South Africa. Ja, so terwyl ons ja dan uitsaai, sal dit miskien dalk hier so einde se kant toe staan. Driekus Coetzee van Namibia wat amper klaar is. Hulle het laas maandag het hulle begin in KwaZulu-Natal, 2000 km. Ja, elke man is maar op sy eie. So daar is kontrolepunte waar jy moet aanmeld, maar daar's nie verblyf. Jy moet maar jou eie reëlings tref op die pad en so. Jou eie kos koop, al daai goeders, jy selfversorgend wees. Al jou fietsbenodighede wat jy nodig het, moet jy maar saamdra en wat ook al. So Driekus Coetzee wat dan baie naby is om daar klaar te maak. Ja nog, toe ons nou opgeneem het, was hy so binne die laaste 100 km van sy resies. Daar sien ons vir Driekus Coetzee by die wegspring van die resies en dan met die groen en blou natuurlik en dan net aan sy regterkant is dit Pierre Lambert ook van Namibia. Hy sal dan waarskynlik die tweede man wees wat gaan klaarmaak hierdie resies. Hy is ook baie ver voor. So daar so sien ons al die roete wat hulle dan klaarmaak daar in Wellington in die Weskaap. So manne is nog ver, ja, baie manne het nog ver om te ry. Ja. So in terme van die geskiedenis van die byeenkoms, dis 'n bietjie moeilik om appels met appels te vergelyk want in vorige jare is die roete miskien bietjie anders of 'n bietjie langer. En ja, partykeer het hulle nie toegang tot sekere dele nie en die weer speel natuurlik ook 'n groot rol. Ja, Driekus Coetzee wat was dit Sondag in 'n stadium was hy op 'n kol waar die wind so sterk gewaai het dat hy met sy fiets ja agteruit geloop het want die stof wat in sy gesig was net bietjie te erg. Ja, en vroeër daar het ook baie gereën en so dan daai modder wat ook die fietswiele. Andrew, dis amper nie meer tyd nie, maar ek weet jy het nog 'n laaste videoetjie vir ons, 'n harde val op die MX-baan. Ja, ons oud kollega Tielman van Lille wat daar by die MX-baan was Saterdag en hy daar so 'n toneel vasgevang waar een van die ryers Sanine Witreich daar op sy voorwiel te lande gekom het. Maar ja, hy sê die man het daarom opgestaan self en ja. Okay. Hy het so 'n bietjie behandeling daar gekry, maar hy is daarom alright. Ja, sport is nie versus nie. Maar baie dankie Andrew. En baie dankie julle dat julle by ons aangesluit het vir nog 'n uitsending van Klets Kompas. Môre doen ons dit weer, so sluit weer by ons aan. Tot dan, laat dit goed gaan. Totsiens.